En die beelde daarvan sien wat hulle ook vir ons stuur, dit is weergate, is baie. Ek meen, dit is maar in Afrika, weet die paar keer wat ons, en is hier heel langs die pad. Dit is beter as om op die pad, dit is letterlik so, baie sleg. Hulle, onder andere sê, die 400 kilometer wat hulle beplan het vir die dag, vat van 7 uur in die oggend tot 7 uur in die aand. En dit is meer, maar net om die slaghaven te kom. Die kampplek in Malambuni self is skoon, maar dinge werk nie so lekker, daar is ook die water, en daar is 'n pop, en hulle daarom dinge dat hulle water kan kry net te bou. Hulle was so dan en dan sê hulle, maar hulle is nou gewoon aan mekaar, hulle herken mekaar daarom nog sê. Die kaagvoorsiening is ook maar weer in die duisternis, is iets anders, maar dit werk ook so soms. Hulle onderhandel nog. Wat die werk aan betref self, ek gaan nou beelde wys, jy kan vir ons maar die beelde wys, excuse. Ek nou opkyk, ek wil hulle loop. As sy die beelde sê, hulle maar so stadig aan wys. Dis die soort van bouwerk wat hulle op die oomblik daar plaasvind. Hulle het baie meer gedink as wat daar beplan was. So het ook meer bakstene nodig en meer sement nodig en al die goeders. Jy kan sien, dis 'n reuse bouwerk waar aan is. Klop mense bou daaraan en het gebou daaraan. Hulle die werk gaan te stadig vir hulle, maar hulle moet weer binne hulle tyd die werk afhandel. Hulle het water byvoorbeeld wat hulle daaraan gebruik, 4 droue, 4 vroue dra 30 liters water op 'n slag, 'n paar kilometer daarvan aan net tot hulle die sement kan aanmaak. So ek wil net hê so die idee kry in die omstandighede is nie so wonderlik daar. As hulle by jou venster kom, soos jy nou daar gesien het, die vensters het allemaal verskillende mates, so jy kan nie 'n standaard venster gaan koop, hulle moet hulle aan Longwaard te ry, wat 40 kilometer daarvan af is, en dit wat die hele dag betref, en dan kry jy dit eers oor 'n week of volgende week of wat. So gebeur dit nou maar dit is moeilike omstandighede, maar alles gaat voor die wind in die span. Hulle sê hierso, hulle is gezond, vol energie, vol moed. Hulle is 5 bouwers, 6 aanlanders en 2 wachten, om dit wat hulle gebouw veilig te bewaren in die nacht, as dit nou nie daar is nie. Dion wat een soort van, ek dink die hoofdbouwer is, praat Afrikaans, hulle kan nie eers behoorlik Engels praat, maar hulle moet regkom maak. En hulle is nou bouwers, maar hulle moet geleer word om se weet aan te maak. Maar lyk het vir my, Dion gaan so goed met hulle aan, hulle bestaan al sy Afrikaans. Ek wil nie aanhou wat hy als moet vir hulle sê. Maar hulle sê verhouding met hulle is so goed, wat die mens moet maak, om weer saamwerk. En hy het dan heerlijke spijnskoek van hulle gekry, gedroogde muisop. Jy kan nie sonder met haare. Ek hou nou maar die verslag, is altijd verstaan. En dan sê hulle dit wat ek gaan lees, ons verlang na julle. Julle moet julle net indink waar hulle sit, waar hulle bly, wat hulle omstandighede is. Ons is dankbaar opgewonde om die Here se werk te doen. Dit asseblief vir gesondheid, goeie verhoudinge, en dat ons versterk sal bly en werk afgaande te gaan kry en beplande te. Dit ook vir die rest van die span wat in Skotland besig is om nader te kom. Die tweede span wat was in donderdag en die Julie ook vertrek, so goed. Mag daar voorspoedige reis wees, mag die grensposte vir hulle uitloop maak. En ek wil nou saam met julle bid, dat die Here ook die harte van mense daar sal oopmaak, en deure na mense se hart en siel sal oopmaak. Vir soort van sake vir die gaan nie verbou werk, aan die koninkryksbou werk. My gebed is regtig saam met julle, dat die Here dit kom, dit sal sê, kom ons bid vir die spanning. So vir 4 oomblikke net so stilte na ons gebed van sluit. En ons bid vir die span.
elkeen van hulle. Dankie dat die elkeen van hulle die naam ken. En dat die krag werksaam is in elkeen van hulle. As hulle nie vrede is, in omstandighede, as hulle alles 2 keer moet bedruk, dat ons dat hulle die krag en die wysheid van die Self gehad. Dat veral dat die vir hulle deur sal oopmaak, ook na die harte van mense toe. Dat Jesus sy naam hoog gehou sal word. En die skoolkie wat hulle bou. Elkeen wat hulle aanraak. Word die verheerlik by ons pad daar in die bly dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek het gedink om die foto te neem uit Micha. Micha het net vir aanspreek die daar, juist rondom moeilike dinge, onder ons ballingskap sê, sal tyd is Jesaja. En dan, in al die professionele Micha lees dan, die gaan dit oor het grootste oordeel, die straf word aangekondig vir die volk, maar dan ook word die vrede van God aangekondig. Wat sal kom? En dan word in taal geskrywe, as het reeds gebeur. Dat is nou 'n ballingskap. En dan staan daar in Micha 4, wat die deel van dit daarmee begin. En as jy dit nou hoor, luister so daarna, want ons roep nou die Here. Asof jy in die einde dae van Christus, dit is so vir ons ook. Maar dis wat amen beteken dat ons daarna gaan sê. En jy word uitgenooi om te luister, en God antwoord met 'n amen as jy dit wil doen. Hoor wat skryf Micha, elke nasie, so sê die Here, elke nasie kan maar lewe in die naam van sy God. Ons sal vir altyd in die naam van ons God lewe. Kom, laat ons optrek na die huis van ons God, sodat ons sy wil kan leer en daarvoor ons kan leer. Amen, kan ons al sê. Amen. Ons staan as ons so loflied tot eer van die Here. Ek het Fitosius bereid verkies, wat julle allemaal goed ken, prys die Here, by die gehandel, ons in die 3 strofes, ek kies dit, om vir al die tweede strofe te sing, moet op prins in die vertrouwen by niemand hen kan vind. Ons is nie op ons self aangewees nie, ook nie op ander mense nie. Ons vertrouw die Here. Kom ons staan en sing ons. Ons raak so
paar oomblikke reg stil voor ons die woord van die Here lees. Kom ons gee geleentheid dat ons net tot rus kom. Here, ons het reg verlang aan om vanoggend by mekaar te kom en om U te kom aanbid. Ons wil ons dank en ons lofliedere tot U eer sing, omdat U so groot, omdat U so heilig is. Ons aanbid U. En ons hou U naam hoog bo alle name. U is vir ons die begin en die einde van ons hele bestaan. Daarom bid ons nederig en afhanklik, maar eerlik bid ons. Leer ons U wil leer. En help ons om dit te gehoorsaam. Open nou ons hart, ons verstand, o Gees van God. As U in hierdie oomblik ons in die volle waarheid wil hê, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe in hierdie wêreld geleef het, tot voorbeeld. Wat verheerlik U onder ons op, in sy naam, amen. Ons skriflesing is ons nou oor hierdie tema van God die bron van die lewe, vers 10 van 36, morgen gaan ons aan na die volgende psalm vandag. As God dan die bron van die lewe is, psalm 37, is die opskrif daar nog, laat ons lewe aan die Here oor. En is die psalm die een wat sê, hy sal sorg. Kan die brug af, wat is baie vader en moet ons sien, dus dit is maar op my eer en sonde. Hy sal sorg. Dus weer as ek gaan lees, dan kan ek maar net amen sê, ek hoef iets daaroor te verduidelik, want dit is so eenvoudig. Hoor nou, ek dink aan ons lewe in die gemeente, as vandaag, die vriende, dink aan ons land. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle son. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee dat jou hart begeer. Dat jy lewe aan die Here oor. En vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat weerbreek soos die son en jou reg soos die helder lig van die middag. Waarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Vers 9. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. Vers 13. Die Here lag vir die goddeloses, want hy sien hulle dag kom. En dan vers 16. Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses. Vers 18. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes. En wat hulle besit, sal hulle behou, solank hulle lewe. Vers 20. Die goddeloses sal te gronde gaan. Die vyande van die Here sal tot niet gaan. Soos mooi weivelde in
die vlamme opgaan, so sal hulle verleef. Dit is die woord van die Here, ook vir ons in ons tyd. Dit is net merkwaardig dat ek waar kan wees, dat God op vandag so sy woord lewend hou, soos vir die dae van sy volk in die Ou Testament. En God is die bron van lewe. En as ons gehoorsaam is daar, word God se nuwe wêreld gebore. Dis ongehoorsaam is daar, word God se nuwe wêreld gebore. Ons het die keuse dat ons daarby kan inskakel. Nie uit eie krag nie, hy is die bron van alle lewe. En besonder ook ons geestelike lewe waarvan ek het praat. En so word God se nuwe wêreld gebore. En ons staan daar baie mooi vind. Kry God se wêreld ons as gelowiges, as skepping van hom, ook dit wat ons begeer. God gee dit wat ons begeer. God se droom vir ons word dan waar. Nou wil ek begin hier te vra, as jy nou saam met my net vir 'n bietjie dink, wat is jou droom vir ons wêreld, vir ons land? Ons land. Wat jy droom vir ons land? As jy nou baie geestelik wil dan nou, wat ons droom die kerk? Ons is gelowiges in die wêreld. As jy nou na Psalm 2 kyk, suggereer Psalm 2 dat skelms en skrifte sal gebeur. Is dit jou droom vir Suid-Afrika? Ek weet dat die einde, as wat meer verkiesingstyd, die einde sal kom van holbeloftes. Is jou droom vir Suid-Afrika dalk die einde van 'n sterk korrupsie, verkrachting, moord? As die geestelik bedink, is jou droom vir die kerk, byvoorbeeld, dat daar nie meer 'n skeiding tussen kerke sal wees wat Christus aanbid. Dat die kerk werklik een liggaam sal wees. Is dit God se droom vir die land? Is dit God se droom vir sy wêreld? Is dit God se koninkryk wat ons moet vestig, waarna ons moet verdam? Is dit wat ons begeer? Volgens die Bybel, 'n geregtigheid aan almal, veral vir die onskuldiges in die hulpelose sal wees. Dat daar wêreldwyd vrede sal wees, tot in die Midde-Ooste, tot in die beloofde land. Vrede sal wees in Suid-Afrika. Veral 30 Junie wat dan voorlê, wat verskriklik lyk en verkeerd kan loop. Dat daar vrede sal wees, dat ons nog 'n nuwe naam in Suid-Afrika sal gee. Nie nuwe Suid-Afrika nie, Utopia of wat ook al. En is dit wat God se droom is? Vrede, voorspoed, wêreldwyd. Is dit jou nuwe droom? As jy as kind van die Here wat ek stap in daai deur genoem, want dis waar dit gaan. So dit is nie weer daar van die net so Afrika voor. Dit is iets snaaks en blasé daaroor. Reg, jy sin het die Here nie sê, dan moet dit totaal iets anders seker. Want ons praat nie net van dit wat in die kerk hier in die gebou gebeur. Is dit die ritme van die nuwe wêreld wat God wil begin? Is dit die ritme van God se nuwe droom in die wêreld in ons land? Is dit ons Psalm 2 waarsku lees, of Psalm vers 2 van Psalm 37 waarsku lees. Voor jy dit verklaar, lees dit 'n bietjie versigtig. Want dit kan baie maklik gebeur dat ons in reaksie so baie let op wat God en Moses doen, dat ons nie hoor wat God en wat God sê. Want dit wat God sê doen, is die nuwe ritme van die wêreld, van sy nuwe wêreld, wat hy besig in Jesus Christus al om te skep, om al biddende
en vertrouende op die Here te lewe uit sy bron. En dis hoekom het ek vanoggend op jou en my hart geskryf. Dis wat jy maak. God wil vir jou gesê, dis wat ek wil hê jy moet doen. En om uit die bron van God te lewe, sê vers 3 tot 5, is so eenvoudig as dit beteken vir ons vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort, vind jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor, hy sal sorg. As Mattheus Jesus se woorde neerskryf, sê hy self in Mattheus 6:33, hy skryf tot ons hart ook vanoggend, beywer julle allereerste koninkryk van God en vir sy wil, en dan sal hy jou gee wat jy hart begeer. Mattheus 6:33. As dit net op die sin, is daar 146 miljoen prinses trou. Sien wat gebeur as jy God begin vertrou. Ek word uitgehaal uit die bose sirkel wat my gevangen wil hou, aan die sirkel in ons laat. Ek word hier uitgeruk, wat my vasthou, want ek nie kan koninkryk vestig en werk doen. Die psalms is ideaal daarvoor. Jy kan maar voor die heel eerste psalm begin, maar die hele begin psalm geseën, welgeluk, salig as hy vertel, gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg en sondaars volg. Gelukkig is hy wat nie sit in die kring van spotters nie, wat sy vreugde in die woord van die Here vind. Ek weet nie, hulle sit in die kring van die spotters nie. Maar ons kan so vastgevang word in die spot wat gebeur het, dat dit in ons gedagtes word. Maar so kan ek uit die kring loop in die negatiewe invloed wat my aantrek. Ek beteken soos 'n mot na 'n kersel aantrek. Van die bose, wat die korrupsie en geweld en al die twyfel, wat my so verkeerd kan opwerk. Dit trek my mens aan. Ons boer dit elke dag, ons lees dit elke dag, ons sien dit op die televisie, ons het ons kele afgedruk. Dat al is wat in ons gedagtes besig is. Sal wat ons praat oor dit is. En dit klaar toe en ook ons klaar, met die goede wat ons was het. Ek word uit die bose kring ook uitgepluk, tot sy wonderbare lig. Almal van julle het op verkeerde gekom. Dis hoe die kerk sê môre. Maar ek word uitgeruk tot sy wonderbare, weet wat gebeur, dan word ek in 'n nuwe wentelbaan geplaas van vertroue op God. Ek het al 'n paar keer vir julle gesê, as Paulus vir die Romeine skryf, dan bedoel hy eintlik, ek skryf julle omdat dit eintlik net om julle self gaan, en julle moenie laat dit net om julle self gaan. Maar in Romeine 12, tweede vers sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar wat? God julle verander, vernuwe, deur julle denke te vernuwe. Dink anders. Vul julle gedagtes met ander goed. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed is. Wat vir hom aanneemlik is. Wat vir hom volmaak is. Wat sy bedoel is, sal jy kan doen. Daar sal jy weet wat God vir jou begeer, staan daar in die dag. En dan gebeur daar wonderlike dinge eintlik met die krag van die Heilige Gees in plaas daarvan. Dat ek bedreig voel met die goeders wat rondom my gebeur en klaar daar. Oor die tyd waarin ons leef. Vind ons as gelowiges ons vreugde in die Here. Weet jy, ek wil vanmôre dat die kerk op godsdienstig toepas, soos ons nou sit, dit waarmee ons nou besig is. Want dis wat vir my sin gee, kom ek nog steeds die woord van die Here uit is om te verkondig, te waag om te sê, wat soet sê die Here.
Ons was net toe, wat gebeur dan? Weet, dit is ook vanmorgen doen met ons sin, en ons gebede, die preke, die getuienis, die uitreik wat besig is. Dan begin die mens 'n nuwe waardering daarvoor kry. Wat ek net daar sien ons, maar ek begin dit ook meer geniet, as ek dit besef. Ek was niet ek my gedenke is verdiend. Maar daar kom iets by. Daar gebeur 'n ander ding. Ek geniet nie meer die sinnerheid met elke woord wat ek sin, hoor ek vir God. Met elke woord van die preek, sien en hoor ek vir God. En ek begin God geniet, in die godsdienst. Ek begin God geniet in die getuienisse. Daar is wanneer daar getuig die kerk hou daar verlig. Dan moet God werk. Dis wat hier ook gebeur. Die wêreld word hier in die kerk vernuwe. En dan moet ons dit gaan weerkaats daar by dit. In elke bijeenkoms sien ons vir God. Elke woord wat ons sing, as die Heilige Gees iets in woorde vir ons sê om te bid, dan sien ons vir God op die troon. Dis wat gebeur in hierdie deur mekaar wêreld, waar God nie erken word. 'n nuwe godsdienstige wêreld ontstaan. 'n nuwe ingesteldheid wat ek jou en my winste uitbou. Dit is wat hier gebeur, wat dit sinvol maak wat ons hier is. Dit is 'n ontmoeting met God. Ek weet dit is nie die sin. En dit is wat Psalm 37 sê. Laat jou lewe aan die Here. Kan ek met julle deel die vrug, die resultaat daarvan, dat ek hierdie vertrouende, lewende verhouding met God kan begin optree, iets kan doen in die wêreld daar rondom my, om dit te verander. En ek het die preek al baie gepreek by julle ook, op die gewinste manier, vriende, op die eenvoudigste manier, op die kleinste manier. Skakel net in die winterloop, dra net 'n kombers aan die kerk. 'n blikkie bytjie, skies, dat ek nou mag kon wees aan. Maar ek wil nie jy moet onthou. As jy nou weer moet overgaan, koop iets. Nie die dergale produkte het ek net gelees op die lys aankom. Dan in daai blik waar jy koop, sien vir God raak. Die Here sal die oë daarvan oopmaak. En raak dan betrokke met die vernuwing van die wêreld. Al is dit nog gering, die kleinste goeds. Ons het so 'n projek daar, klomp afgetrede mense wat by die laerskool wel broodjies gee. Miskien het julle ook so 'n projek hier. Sê ek sal broodjies maak, een keer 'n maand, een keer in 'n kwartaal. Sien jy kans vir een keer 'n jaar? Maar jy sien, dan gaan jy ook vir God in die wêreld. Daar raak jy deel daarvan. Skenk ook kombers. Dis om God se droom te vervul. Die lekkerte daarvan is dan om vers 36, die reg breek deur soos 'n helder lig op die nag. In 'n donker wêreld, waarin die onreg soos onkruid floreer, vriende, veral teenoor hulpeloses onskuldig is. Dit is so groot as die dood. En so kom jy jou skepingsbetoon na. Wie gebeur 'n wonderlike ding, word waar wat in Genesis tot Openbaring staan, wat in die Bybel staan. Kom ons skepingsroeping weer in werking. Maak ons weer op 'n nuwe manier, deur God se genade, deur sy Heilige Gees, word ons rentmeesters van God se koninkryk, bestuurders van God se wêreld in die wêreld. Dis soos God wil regeer in ons land en in ons dorp. In ons wêreld, dis al die bedoeling van God in die skepping af en daar in die lewe.
En kyk maar weer en lees dit. En bewoon ons die aarde op 'n nuwe manier. Alles wat ek dink en doen, wendel dan om God. Dan doen ek alles asof ek die Here nie vir mense die sê Kolossense dit 3:23. En ek wil afsluit met die deel. Dis soos die planete wat om die son wendel. Dis die son se aantrekkingskrag wat die planete in hulle baan hou. As hy hou in hulle baan. En as God het die ruimte ingeskiet. Nou God is die son van geregtigheid. Dis God wat keer. Wat ons nie in die duisternis weggewerk word. Dis God se aantrekkingskrag. En alles wat ek doen, is met God se aantrekkingskrag deursien. Dis die keuse wat ek maak. Die lekkerte is, ek kan nooit daarvan losgemaak word nie, as ek sê ek ken die Here. Ek wil nooit daarvan losgemaak word. So begin gelowiges ons ook, binne die kragveld van God, soos planete beweeg. Dan draai ons later om ons eie as, en trek ons ander mense ook aan, in die wêreld om saam met ons te gaan. Soos die aarde met die son, of met die maan, sê met die son. Sodat die maan ook die lig van die son kan weerkaats. So kan ons ander mense in die wendelbaan van God se genade. Woord is vir ons mense, dan klaar ons nie meer oor korrupsie en oor woord en verkrachting. Dan begin ek bid dat die Here mense sal begin verander. Praat nie meer oor mense wat die kerk toe kom. Dan begin ek dit doodgewoon uitnooi. Ek sê maar opleid nie. So gewin. Dan word het medewerker in diens van God. Dis ek reeds op. Om vir God eer daar bezig te wees in die wêreld. So word God se nuwe lewe in aarde geset. Dis God se doel. Ek kan waarom een bos te oop. Dis die waarste. Dan droom hulle om die te. Amen. Here, help ons om meer en meer die ou sondige mens af te sterf. Slaag daar. En 'n nuwe afhanklike bestaan in die naaste. Ons leer dit van onsself weer, maar sonder die kan ons nie. Help ons op alle gebiede, alle leiers in die wêreld, alle leiers in die kerk, om hulle oog op Jesus gevestig te hou. Die wat die leidsman en volleinder van ons geloof is hier. Want dit vir soveel, ook hier, wat u afgesterf het, en u nie weer aanbid nie. Dankie dat u belofte gestaan doen. As ons klop sal u oopmaak, as ons roep sal u antwoord, as ons soek sal ons bid. Sorg vir elkeen wat u nodig het, ook in hierdie gemeente in hierdie dag. Wat siek is, wat ongelukkig is, wat nie goed versorg is. Wys op nie self as die bron van lewe. Wat vir ons laat, leiers, die verkiesing weer so nie weer, al die goeders wat gebeur, ons bid vir vrede, wêreldwyd. Dat die besonder van hulle die uitrekspan, maak die pad vir hulle gelyk. Ook in die harte van mense, soos ons net ook vraag. Bewaar hulle, asseblief, en bring vir hulle veiligheid, en seënspanning op die pad is na hulle. In Jesus' naam. As ek nie gehad vir die aankondiging, vir die dankoffers sal aanhaal,
sê Micha 6, jy daai gedeelte, as 'n mens nou voor jou hand nie op die sit. As 'n mens na die Here toe kom, en jy van dankie sê, ons maak daarvan 'n toewydingsoomlik. Wat sê Micha 6? Wat vat ek saam na die Here toe om hom te gee as ek nou daar weer kom? As ek voor hom wil gaan knie, is ek myself op toe aan. En dan moes al aanwys offers, kalvers, 10.000 ramme later aan my eerstgeborene moet ek hom offer. En dan sê die Here, nie gaan sê nie niks nie. En hy sê, ek maak het wel die bes oorbaar. Die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Vra dat reg sal geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat die bedagsaam sal lewe vir jou. Kom ons kan dit doen, wat die Here vra. Ons by ons in die Here toe, met ons nakoppers. Ons slot saam met 6:2, vers 1, 2, 4 en 5. Dis die heel laaste lied in die bundel. Ek sien die nuwe hemel kom, dit ken ons almal baie goed. Aarde nuut en vry. Alles wat gaan verdwyn, maar oor winnaars sê vers 5, of strook 5. Oor winnaars sal ons alles erf. En drink in die fontein, die bron van God, van lewenswater. Hier en God sal oor ons kyk. En ons moet 5. Maar as die seun uitspreek, dan is die aannemings en die daarom.
die seën van die Here. Die Here sal julle seën, en dit sal baie goed met julle gaan. Die Here sal sy gesig oor julle laat helder skyn. Die Here sal julle gebede hoor, en aan julle sy vrede gee.